Baie welkom by nog 'n Woensdagwoord. Dankie dat jy saam luister. Ons is in die middel van lydingstyd op pad na Paastyd, amper sê ek vir julle Kerstyd. Wys jou vinnig beweeg die jaar onder ons almal uit. Maar lyding is 'n tema reg deur die Bybel. Die Bybel is nie ongemaklik met lyding nie. Die Bybel is nie ongemaklik met swaar kry nie. En die Bybel was ook nie ongemaklik voor Jesus se koms met hoe dit gaan lyk wanneer die Seun van God kom. Of hulle presies geweet het en presies verstaan het, dit sal ons nie weet nie. Maar dat daar voorspellings is en geïnspireer is deur die Gees dat lyding wel kom en dat dit deur die redding deur hierdie lyding sal kom, is wel baie sigbaar as ons terugkyk met ons Nuwe Testament bril. En daarom sal Jesus Psalm 22 op die kruis aanhaal en sê, my God, waarom het U my verlaat? Jesaja 53 lees ons die teks wat klink asof Jesus dit self kon geskryf het. Hy was verag en deur mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag. Ons het hom nie gereken nie. Dis Jesus se verhaal op die kruis, waar mense hom gespot het, hom verag het, weggedraai het. Die vraag wat ons vir mekaar in lyding vra is, waar laat dit ons? Waar laat dit ons as Christene? Sien, en dan kom die probleem wat ons kry, wat ons teekom wanneer ons werk en gebombardeer word deur 'n voorspoedsteologie, wat sê, wanneer jy 'n Christen is, gaan dit altyd met jou goed gaan. As jy net hard genoeg bid, dan sal dit gebeur. En dan word God iemand soos 'n Kersvader wat op 'n manier aankom op 'n slee en net die persente afgooi. Maar nêrens in die Bybel kry ons daardie verhaal van wie God is nie. Nêrens kry ons die verhaal hoe God met mense werk nie. So as ons dan in lydingstyd onsself voorberei om in Paastyd, in Goeie Vrydag, gekonfronteer te word met Jesus se kruisiging, dan moet ons vir mekaar sê dat Jesus gesê het, neem jou kruis op en volg my. So in hierdie voorbereiding moet ons op 'n manier ook vrede maak met die swaar kry wat ons elkeen beleef, maar ons moet ook kyk na die goed waarvan ons ontslae kan raak. Swaar kry wat ons saamdra wat nie noodwendig die moeite werd is of nodig is nie. Wie's die mense wat ek en jy moet vergewe? Wat is die goed wat ons moet agter ons sit en sê, maar ek het dit nie nodig in my lewe nie. Want sien, lydingstyd is juis hierdie tyd van die jaar, 40 dae, om half bietjie stadiger te loop, mooier te dink, meer te lees en te sê, maar wat het ek nodig om by my siel uit te kom? En wat het my siel nodig om by God uit te kom? En daarom gaan ons elke jaar deur hierdie proses, waar ons by As Woensdag begin en sê, maar vir 'n paar dae gaan ons regtig fokus op dit wat saak maak. En ja, ons is die res van die jaar is ons besig met ons geloof en is ons belangrik. Maar ek dink, jy mis 'n groot deel van geloofsvorming, as jy nie in lydingstyd regtig net so bietjie die handrem optrek en bietjie begin krap in jou eie siel en sê, waarmee is ek besig, wat is nodig en hoe ervaar ek ook die lyding in die wêreld rondom my en hoe kyk ek daarna? Beteken dit God is afwesig? Beteken dit is deel van God se plan? Hoe sien ek God se plan in hierdie deurmekaar wêreld? Het God 'n plan? En om daai goeders te lees en te mediteer en regtig by God stil te gaan sit en antwoorde te kry, sodat ons ook 'n stuk rustigheid vind en weet dat die God wat ons liefhet, die God wat ek en jy aanbid, is 'n God wat lyding verstaan. Dis nie 'n God wat wegstaan van lyding nie. Dis die Vader wat voorgesit het die dag toe sy seun gekruisig is. Wat weet hoe pyn voel, wat kon huil, wat weet wat ek en jy ervaar. En mag jy in hierdie lydingstyd weet dat God baie naby kom, juis wanneer dit met ons swaar gaan. Kom ons sluit die oë. Here, mag ons in hierdie lydingstyd naby aan U kom. Mag ons lyding kom oopsit op die tafel en daarna kyk en eerlik wees daaroor. Ons vra, ons woede, ons onsekerheid en met U daardeur praat. Mag ons antwoorde soek in die woord. Mag ons regtig intens naby U wees sodat U Gees met ons kan praat. U kom sê dat wanneer ons woorde nie opraak, wanneer ons nie meer kan bid nie, dat U Gees ons sugte en kla omsit in hemelse taal. En mag ons in lydingstyd bietjie stadiger beweeg, sodat U tyd kry om ons voor te berei vir die res van die jaar. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons gekruisigde Here, maar wat opgestaan het en wat lewe. Amen.